Welkom by Rou en Regheid, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Regheid. Kom ons chat. Dis Saterdag aand, die 1 Februarie. Vir party van ons is hierdie weer 'n goeie tyd, 'n gelukkige tyd. Januarie was lank en ons kan weer bietjie asemhaal. Vir ander nou weer, is hierdie nou weer 'n aand van vrees en angs, want dis weer payday en die ouers wil weer drink. En die episode is 'n reality check vir elke ouer wat hulle emosies en depressie diep binne 'n bottel bære. Hierdie episode tref baie naby aan my hart, want dit is 'n sensitiewe onderwerp vir baie van ons. Maar vanaand gaan ek nie doekies omdraai nie. Ek gaan sê wat daar gesê moet word. En as jy iemand is wat maklik aanstoot neem, stel ek voor dat jy skakel nou af. Hierdie episode gaan vanaand oor die kinders. En as jy een van daai ouers is wat soos 'n aggressiewe aap optree voor kinders, dan moet jy mooi luister. Vir elke oom en tannie wat dink dit is spesiaal om voor kinders te drink. Gisteraand mag dalk 'n perfekte tyd gewees het, maar vandag is die perfekte tyd vir verandering. So sit jou bederfde self neer en luister mooi, want daar is kinders daar buite wat te bang is om vir jou te sê hoe hulle regtig voel. Hoeveel van julle het al 'n dronk persoon gesien wat voor kinders te kere gaan? Miskien 'n oompie of 'n tannie of jou eie ouers, en miskien is dit dalk jy. En as jy groot genoeg is om te drink en so te kere te gaan vir jou kinders, dink ek jy is groot genoeg om te erken dat jy 'n probleem het. 'n Dronk persoon laat jou skaam kry, dit maak jou bang en dit breek iets binne jou af. Nou stel voor wat dit doen aan 'n kind. Ons almal ken daai tipe, dit begin net met 1 of 2 drankies, dalk 'n worsie of 2, en voor jy weet is die hele bottel leeg, en daar word nog geskink, en nog geskink, en nog geskink. Mense word rondgeskit, en dinge raak gewelddadig. Intussen word onskuldige lewens verwoes. Daai kind wat in die hoekie staan en toe kyk, daai kind wat nou in vrees het, of jy met jou dronkgat gaan veilig wees, en of jy julle veilig by die huis gaan kry, en wat ook al daai aand met jou gaan gebeur. Vir julle wat dink dis onskuldige pret, luister nou vir my mooi. Drank verander jou. Dit steel jou selfbeheersing. Dit steel jou respek. En die ergste van alles, dit steel jou kind se vertroue in jou. Dis nie 'n grap nie. Dis ook nie 'n goeie tyd nie. Dit is 'n floppende tragedie. Dink bietjie by jouself, het jy al ooit gesien hoe tree 'n kind op wat onder die toesig is van 'n dronk volwassene? Eerstens kan jy die ongemaklikheid in hulle gesig sien. Hulle is stil en ergens diep binne is daar 'n vrees. Hulle leer op daai oomblik dat die persoon wat hulle moet opkyk na in die lewe, wat hulle moet beskerm, onbetroubaar is. Hulle leer dat jy 'n gevaar vir hulle lewens beteken. Dat hulle nou jou kak moet dra. En ek dink nie, jy as 'n ouer wil die rede wees waarom jou kind angstig en vol wantroue gaan wees nie. Wil jy regtig die rede wees dat jou kind verander gaan fluister? Ek wens my ma kan ophou drink, ek hoop my pa kan bietjie minder drink. En as jy dit al gehoor het, weet jy presies waarvan ek praat. As jy nie jou drank kan hanteer nie, moenie in die teenwoordigheid van kinders drink nie. En as jy nie anders kan nie, gaan kry jy hulp, want dit is skrikwekkend en dit verniel daai kinders se lewens.
En weet jy, ek dink jy gaan eendag wakker word en jy gaan besef dat jy mense verloor het wat jy actually lief gehad het. Net omdat jy nie jou dop kon hanteer soos 'n volwassene nie. Ek weet hoe dit voel, want ek was daardie kind. En ek dink dit is hoekom hierdie episode en omdat ek hieroor wil praat vir my so sensitiewe onderwerp is. Ek moes sorg dat ek weet wat vanaand gaan gebeur en of daar 'n geklappery gaan kom. Ek moes die verantwoordelike een wees terwyl my ouers hulle self vernietig het. Dis nie net teleurstellend nie. Ek was vol woede en hartseer want ek het nooit lekker gekuier nie. Ek moes altyd op my guard wees omdat ek nooit geweet het wanneer een van die volwassenes gaan uithak nie. En partykeer, die grootste klap wat jy in jou gesig kan kry, is as jy nou al klaar 'n volwassene is, en jy was daai kind, om 'n oproep te kry van iemand wat sê jou ouers het weer die bottel gevind, dan het jy nou klaar jou familie, jy's al lankal in die bed. En jy's nie eers meer onder hulle dak nie, maar jy moet steeds die verantwoordelikheid dra. Ek weet daar is baie van julle daar buite wat al lank 'n familie van julle eie het, maar steeds die slegte triggers en herinneringe van dronk ouers in julle lewe moet dra. Jy moet steeds anders se wangedrag regmaak. En ek sien jou, jy is nie alleen nie. En dan kry jy maar nog steeds altyd daai een idioot wat sê, ag, dis maar net vir 'n goeie tyd, of ek het 'n verduideliking vir my drank gebruik. En verwag jy dan dat die kinders hulle moet vergewe? Jy kruip agter jou jammermasker weg, man. Jy dink 'n kind sien dit nie. Jy dink hulle gaan vergeet omdat jy nou hulle ouer is. Maar ek is hier om vir jou te sê, nee, hulle gaan nie vergeet nie. Hulle verstaan dit dalk net nog nie, maar hulle gaan dit nie vergeet nie. En as hulle ouer is, dan gaan hulle dit verstaan. Want jy was veronderstel om hulle veilige plek te wees. Maar was jy? Was jy regtig? Jy was die rede vir hulle angs. Die rede waarom daai kind selfs begin drink het. Of erger, soos ek, dwelms gebruik het, om die pyn te verdof. En raai wat? Dit het my amper vernietig. Net soos jy besig is om jouself en jou kind te vernietig. En hier is die realiteit. Moenie syp vir jou kinders nie. Moenie jou kind se lewe vernietig nie. As jy nie jou emosies en jou drank kan hanteer, soos 'n volwassene nie, gaan terug dan na episode 1 toe, en leer hoe om jouself eers te lief te hê. Want jy sleep daai kind saam met jou. So maak jou keuse vandag. Wil jy 'n ouer wees wat jou kind met trots kan beskryf? Of wil jy 'n ouer wees wat jou kind wens hulle het nooit gehad nie? Dit is nooit te laat vir verandering nie. Dit is tyd om jou kind en jouself eerste te stel. Kyk, my ouers het heeltemal verander en vandag maak hulle my eintlik regtig trots om te sê dat ek hulle kind is. As jy vanaand daai drankie neem, gaan kyk bietjie in jou spieël en vra jouself, is jy regtig trots op wie jy nou is en op daai sluk wat jy nou in jou keelgat gaan afforceer? Kyk na daai kind in die hoekie. Dink aan hom of haar. Kyk, hierdie episode is nie vir verskonings en jammerte nie. Dit is die waarheid. Iemand moet daai kind se stem wees. Vir al die kinders wat al selfmoord gepleeg het en gesien het dit as hulle enigste uitweg, wat se stemme nooit gehoor was nie. Moenie 'n bottelboel jou kind kies nie. Maak 'n keuse en maak 'n fucking goeie een. As jy 'n storie het om met my te deel, los asseblief my 'n boodskap. As jy iemand ken wat hierdie moet hoor, stuur dit vir hulle. Dis tyd dat mense begin wakker skrik. Ek is Franco en hierdie was 'n reality check. Maak 'n keuse en maak 'n goeie een.